Kan die gemeente asseblief staan? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after. Ek is die opstanding en die lewe, sê die Here. Die wat in my glo sal lewe, al sterf hulle. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die goedertierenheid van die Here hou nooit op nie. Sy barmhartighede kom nooit tot 'n einde nie. Hulle is elke oggend nuut. In die wêreld het jy verdrukking, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. God is ons toevlug en sterkte, 'n baie teenwoordige hulp in ons tye van moeilikheid. Familie en vriende, ek wil namens Magda se kinders net vir u welkom heet. En ek wil u net daaraan herinner, dis nie 'n begrafnis nie. Dis nie 'n begrafnis nie. Dis 'n tyd om dankie te sê vir die lewe van Magda, Cornelia Magdalena Holtzhausen,
wat beter bekend was as Magda. Ek gaan vra die volgende lied. Kom ons raak net eers stil. Die woorde is agter op of in die brief. Om net kry, my briefie net oopmaak. Ek is nie net tegnologies gestremd nie, maar ook gestremd met papierwerk. Soos 'n wildsbok wat smag na water. Sing dit nou. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U. Ons bid saam. Liefdevolle God, U het ons vanaf ons geboorte gebring tot waar ons nou is. So help ons, Vader, help ons om te lewe soos mense wat voorbereid is op die dood. Stel ons in staat om die boodskap te hoor van die dood wat oorwin is en die lewe vernuwe. Dit terwyl ons die misterie van die dood in die gesig staar. En ons mag die lig van die ewigheid sien deur Jesus Christus, ons opgestane verlosser. Amen. Ek gaan vir Wyn en die meel vra om vorentoe te kom. Wyn gaan huldeblyk doen en die meel die bedankings.
Kan julle daarna daai mikrofoon toe beweeg asseblief? Sê aan. Môre almal. Ek gaan net die familiebrief lees. Ouma Ma of Magda. Soos baie van julle haar geken het. Was sy 'n liefdevolle persoon met 'n groot hart, waar daar altyd plek was vir nog iemand. Haar huis se deure het altyd oop gestaan en haar omgee hart was die grootste skat waarmee sy daagliks rondgeloop het. Niks was ooit vir haar te veel nie en sy was altyd daar om te help. Haar kinders en kleinkinders was haar grootste trots en sy het vasgeklou aan haar geloof deur die moeilikste dae. Sy sal altyd onthou word as die persoon wat gelewe het vir vandag en nooit bekommerd was oor wat die toekoms inhou nie. Soos sy altyd gesê het, ons klim die berg as ons daar kom. Dit is nie tot siens nie, maar wel tot ons mekaar weer sien. Vanaand klink die herrieglas ekstra hard daarbo, want Poppy en Amandeltjie is weer reunite vir altyd ons hart gesag. Môre almal. Kort en kragtig. Wyn? Namens die familie wil ek net die volgende bedankings doen. Aan die hospitaalpersoneel, al twee hospitale Karoo en PE, wat so mooi na Ma gekyk het, en ons so goed behandel het, die begrafnisonderneming, Petro en Dibben, baie dankie vir al julle moeite en julle hulp, julle is wonderlik, en vir al die reddings en bystand deur die moeilike tyd. Almal wat die familie bygestaan het in die moeilike tyd, het sy dit 'n boodskapie, oproep, blommetjie, om net 'n drukkie was, ons waardeer dit. Dankie vir die dominee, vir die leiding van die diens, en sy goeie leiding. Dankie aan almal wat hier is vandag, en 'n spesiale dank aan diegene wat van ver af gekom het. Laas ons maar nie die minste nie. Dankie aan die Hemelse Vader, wat Ma deur al die jare gedra het, en vir ons geleen het, om by ons te kon wees. Dankie almal. Amen, dankie. In die teenwoordigheid van die dood, bied Christus vir ons 'n vaste grond, vir hoop en vertroue, en selfs vir vreugde, omdat hy ons menslike lewe en dood gedeel het. In hom vind sy volk 'n ewige lewe. Laat ons aan die woorde van die Heilige Skrif hoor, sodat ons uit hulle vertroosting en krag kan put. Psalm 23. Die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in die lengte van dae. Amen. Psalm 23 is seker die bekendste psalm in die Bybel, en seker die bekendste skriflesing in die Bybel. Ek kan onthou toe ons op skool was, laerskool, toe was daar nog Bybelklas, moes ons Psalm 23 leer, om so uit ons koppe uit op te sê. Ek kon nooit weet hoekom nie, maar tog het dit hulp daarin gekry in latere jare.
Toe ek op hoërskool kom, toe moet ek om weer kan resiteer in die Bybelklas. Daai jare het ons nog Bybelklasse gehad, die ouer mense sal onthou. En toe ek katkeseer, toe moet ek weer Psalm 23 ken. Want toe wil die dominee hoor of ek hom ken. So Psalm 23 was 'n belangrike deel van ons Christelike grootword. Iets wat ons moes leer, iets wat ons moes ken. En ek het eendag vir 'n vriendin gaan kuier in die hospitaal daar in Welkom. Ek en my vrou en my seun. En toe ek uit die saal uit kom, sit my seun daar en hy het net so breë glimlag op sy gesig en hy sê, "Pappa, luister net bietjie hierso." En daar is 'n seentjie, maar hy's net nie hoogte langs 'n baksteen. En hy sê vir die seentjie, "Toe, doen dit." En die seentjie resiteer Psalm 23. En daarna die Onse Vader. En ek kon net sê, "Wow, hierdie ma het haar werk gedoen." Wanneer ons kyk na hierdie Psalm 23, is dit so asof die skrywer Dawid, wat later koning Dawid geword het, hy was 'n skaapwagter. En wanneer ons kyk na hierdie Psalm, dan kan ons agterkom dat die skrywer 'n verwagting van beskerming gehad het in sy lewe en hy skep by ons ook 'n verwagting van beskerming met die metafoor van God as 'n herder. 'n Herder wat sy skape beskerm en begelei deur die lewe. Selfs al gaan hy deur die diepste donkertes. Die herder is daar. En soos ek gesê het, hierdie Psalm is die bekendste skriflesing. Hy is die bekendste Psalm van al die psalms. Gelukkig moes ons nie Psalm 118 geleer het nie. Maar is die bekendste Psalm van al die psalms. En eintlik is dit ook 'n gebed vir alle seisoene in ons lewens. Dit is 'n geloofsbelydenis van iemand vir wie die Here van sy jeug af alles was. Die Here was alles vir Dawid, van jongs af, toe as jong seun daar in die veld, saam met sy skape was en hulle moes beskerm. Hy het God ervaar in alle seisoene van sy lewe. En die Here het homself aan Dawid bewys as 'n herder. Dit is 'n belydenis van iemand vir wie die Here tye van rus gegee het. Dis tye waarin hy aanvaar het en ervaar het dat hy niks kort nie. Ek het rus en vrede en ek het krag op my lewenspad. Dis deel van die boodskap van Psalm 23. En die wonder van 'n lewe saam met die Here is dat daar altyd 'n dubbelwaarde is. In goeie ervarings en in slegte ervarings kan ons die Here ervaar. 'n Goeie ervaring word nie net aanvaar as geluk nie, maar as 'n geskenk, as iets wat die Here vir ons gee. Dis nie iets wat jou per toeval tref nie. In Engels is daar coincidences. Maar daar's ook God incidences. En die God incidences vervang die coincidences. Want dis dinge wat die Here laat gebeur. Dit gebeur nie net per ongeluk nie.
As die Here in jou lewe is dit wonderwerke wat plaasvind. Dit vind plaas met opset. Dis deel van die Here se plan, omdat God jou liefhet. Daarom dat Dawid, die skrywer van hierdie Psalm, sê dat die Here sy herder is, die koning wat hom raak sien en vir hom goeie dinge uitdeel. Dit laat hom spesiaal voel en dit gee hom rus en vrede. Dit vul hom met nuwe krag. En daarom is Psalm 23 ook die belydenis van iemand wat ervaar dat God rigting en betekenis in sy lewe gee. Iemand wat vooruitgang en voorspoed in sy lewe ervaar. Iemand wat uitdagende dinge aanpak en aanvaar en ervaar dat die Here hom die regte pad aanwys. En baie keer is die regte dinge of die regte pad juis die dinge wat God sy eer sal bevorder en juis 'n manier waarop die regte pad gekies kan word. In Psalm 23 is ook 'n belydenis van iemand wat ook donker tye en donker dieptes, iemand wat worstel met pyn, iemand wat worstel van ek weet nie, iemand wat worstel met onvervulde beloftes, iemand wat worstel met ondeursigtige raaisels ook is. En is juis in hierdie tye wat hy bely dat hy nie hoef bang te wees nie, want God is by hom. En by God is hy veilig. Die belydenis verdryf nie altyd die donker nie. Dit beantwoord nie altyd al ons vrae nie. Maar dit hou vas aan hoe God homself deur die eeue openbaar het aan ons, die mense. Die betroubare herder kom na ons toe. Hy is die een wat dinge laat meewerk ten goeie vir ons, vir ek en jou. Selfs al beteken dit dat die donkerte nie in lig verander nie. Dawid verwoord hier iets van wat die Hebreërs skrywer lank hierna sou skryf. Dat nie alle gelowiges kry wat beloof is nie, sodat hulle nie sonder God die volëinding sou bereik nie. En God se paaie lei ons wel uit die donkerte na lig. En soms net so verrassend heerlik dat dit voel soos 'n feesmaal in die aangesig van ons teestanders. Dit is soos om 'n eregas te wees by 'n maaltyd wat die Here vir ons voorberei het. Hierdie koning herder wat ons uitnooi om die uitverkore eregaste te wees aan sy tafel. Waar ons vyande en sy vyande net met jaloesie kan toekyk oor hoe hy sy kinders hanteer. Die hartlikheid waarmee God ons soms oorlaai is 'n besondere voorreg in 'n lewe saam met die Here. En dit is wat 'n persoon terugbring by die besef dat die ware doel en sin en betekenis van die lewe is om God te geniet
om God te geniet, sodat ons vir ewig in sy teenwoordigheid wil bly. Wat op die ou end ware rus en vrede is. En dis dieper as enig van die weivelde wat ons mag ervaar. Dieper as enige waters wat hy ons mag voorsien in krag wat hy met ons gee. Sodat ons net by hom kan wees. En 'n diepe tevredenheid as sy kinders kan ervaar, soos 'n kind wat veilig in die arms van sy ma of sy pa is. So waarheid lei na twee reaksies. 'n Belydenis van ek sal nie bang wees nie, en 'n verbintenis, ek sal tuis wees in die huis van my Here. Lina Spies het die Psalm as volg verwoord. En ek het dit nogal interessant gevind. Die Here is my herder en bewaarder. Ek kom niks kort nie. Daar is niks wat my ontbreek. In groene weivelde en by stille water laat hy my nou uitrus in 'n bar en dorre streek. Die steilte ken hy en die skerpste draaie. Hy rig my altyd op die regte paaie. Nie een sal u ooit van u skaap berowe. U is by my in diep en donker klowe. Wanneer ek afdwaal, haak u staf my nader en met u stok verdryf u die gevare. By u is ek beveilig en geborge. Bevry is ek van vrese, van sorge. U dek in my teenwoordigheid 'n tafel. My vyande kyk toe en staan verslaan. U vul my beker, voed my en verheug my. U goedheid volg my al my lewensdae. Ek ken u liefde en u gunsbetoning en bly 'n leeftyd, Here, in u woning. Jackie Madeleine Stefan. En die res van die familie. Vir Magda, julle ma, is lyding verby. Ons glo sy sit nou aan die voete van ons Here, aan die voete van ons hemelse Vader. Jesus het tog gesê, hy gaan om 'n plek vir ons voor te berei. En wanneer hy 'n plek voorberei het, sal hy terugkom en ons kom haal. En ja, julle gaan na mis. Daar gaan tye wees wat julle net gou inpop vir 'n koppie koffie en 'n geselsie. Daar gaan tye wees wat julle net wil stil sit en na haar verlang. En dit is oukei. Dit is oukei om te verlang. Daar gaan tye wees wat julle harte gaan seer wees en wat julle gaan voel of julle in diep donkerte sit. Want julle ma is nie meer daar nie. Dis dan wanneer julle moet weet. Die herder is daar in daai donkerte saam met julle. Julle is nie alleen nie. Hy loop saam met julle. Hy wil julle heel maak. As julle hom toelaat, sal hy julle heel maak. En sal hy daai herinneringe omdraai
in oomblikke van vreugde vir julle. Magda is nou vry. Sy het julle nie eens vertel dat sy gelei het nie. Maar sy is nou vry daarvan. Daar is nie meer sorge en seer aan hierdie lewe vir haar nie. Mag julle vorentoe gaan met die wete, sy het nie meer seer nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God lief het, wat volgens sy voorneme geroep is. As God vir ons is, wie is teen ons? Hy wat sy eie seun nie teruggehou het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Sal hy nie saam met hom ons ook alles gee nie? Wie sal enige aanklag teen God se uitverkorenes bring? Dit is God wat regverdig maak. Wie moet veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, ja, wat opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat inderdaad vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Sal swaar kry of benoudheid, of vervolging of hongersnood, of naaktheid, of gevaar of swaard. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is oortuig daarvan dat geen dood of lewe of engele of heersers of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anderste in die hele skepping ons van die liefde van God in Jesus Christus kan skei nie. Eer en dank aan U, Here, almagtige God, ons Vader. Want in die groot liefde vir die wêreld het U U seun gegee om ons verlosser te wees. Hy het ons lewe geleef, ons harte gedra en ons dood aan die kruis gesterf. Ons dank U dat U hom met krag en groot heerlikheid uit die dood teruggebring het en dat hy sonde en dood oorwin het en dat hy die koninkryk van die hemele vir alle gelowiges oopgemaak het. Ek vra dat die gemeente nou sal staan asseblief. Ek glo dat ergens in die lewe is elkeen hier teenwoordig vanoggend deur Magda aangeraak. Daarom is ons hier tot by mekaar vanoggend om vir die Here dankie te sê vir haar lewe. Daarom glo ek dat elkeen 'n herinnering van haar het. Miskien 'n goeie herinnering, miskien nie so goeie herinnering nie, maar ja, daar is goeie herinneringe. En ek gaan julle nou vra om net 'n herinnering in julle gedagtes te bring. Hou hom net daar vir 'n oomblik. Here, ons bring die herinneringe van Magda nou voor U. Want dit is in daardie herinneringe, Here, wat sy vir haar geliefde sal voortleef. Here, ons vra dat U daardie herinneringe sal vasmessel in die gedagtes van haar geliefdes. Dat hulle nie vergete sal wees nie. Maar dat sy in daardie herinneringe vir ewig vir hulle sal leef. Amen. Ek gaan vra dat jy bly staan, dan sing ons saam genade onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik
onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind, nie werd, wou self my sake reël. My liefde kanse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors, want toe ek kom, my skuld bely, druk U my aan die bors. En nou mag die genade, die vrede en die seën van God Vader, Seun en Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen. Ek gaan vra dat u bly staan vir die familie uit is. Dankie.